Ons is reeds by die 5de voorlesing uit die boek Openbaring en ons lees die eerste 3 verse saam. Die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus. Alles wat hy gesien het, salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Ons het reeds hierdie 3 verse nou 5 keer met mekaar saam gelees. Ons het gesien die naam van die boek is Apokalipsis, Openbaring, wat beteken om 'n sluier weg te neem. Die persoon van die boek is Jesus Christus. As 'n mens hom mis, dan mis jy die boodskap van die boek Openbaring. Die karakter van die boek word vir ons aangedui deur die woordjie toon, aan sy diensknegte toon wat gou moet gebeur. Dit is 'n boek van simbole en beelde, maar ons moet die beelde en simbole nie vergeestelik nie. Dit is reeds figuurlike taal, ons moet die letterlike betekenis daarvan vind. Die doel van die boek, soos vers 1 sê, is om aan ons te toon wat gou moet gebeur. Die agent van die boek is natuurlik 'n engel wat aan Johannes hierdie dinge wys, soos wat God dit aan hom geopenbaar het om te sien. Die engel is die agent, hy is soos die toergids wat Johannes op hierdie reis neem. Die skrywer dan natuurlik is Johannes, die apostel van liefde. Die aard van die boek is, dit is die woord van God. Dit word ook in hierdie teks so uitgedruk, dit is die getuienis van die woord van God. En dan natuurlik ook, as ons hierdie teks bestudeer, dan sien ons daar is 'n belofte wat gemaak word in vers 3. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, dit hoor en bewaar. Maar nou sien ons ook die motief van die boek. Die voorafgaande woorde wys ons op die seën wat die boek inhou vir die leser van die boek. Waarom kan dit seën inhou? Want die boek Openbaring wys ons op God se oordeel. Elkeen wat die woorde bestudeer sal sien wat op die voorstoep van die wêreld staan. Die motief is juis om elkeen dringend te waarsku. Dit word gesien in die woorde, want die tyd is naby. God wil nie dat mense in hierdie oordeel beland nie. Daarom dat hierdie boek gegee is om vooraf te waarsku en sy leser tot bekering wil lei. 'n Mens sal voorwaar uitermate geseënd wees om die komende oordeel te ontvlug. Ons lees byvoorbeeld ook in Handelinge 17 vers 30 tot 31, God het dan die tye van die onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Die tyd wat naby is, dui op die kortstondigheid van ons lewe. By geleentheid het iemand gesê dat Jesus se koms nou al vir 2000 jaar nog nie plaasgevind het nie, so asof hy die volle 2000 jaar persoonlik al wag. Die werklikheid is dat daardie persoon gouer as wat hy gedink het voor God sal staan, miskien 5 jaar, miskien binne 10 jaar. Die tyd is kort om God te vind, 70 en as ons sterk is, 80, soos Psalm 90 vers 10 sê. Ons lewens is soos die gras van die veld en die blomme. Petrus sê die gras verdor en die blom val af in 1 Petrus 1 vers 24, Job het dit ook gesê in Job 14. Jakobus sê dat dit 'n damp is wat verskyn en daarna verdwyn in Jakobus 4 vers 14. Elke mens sal voor God staan en die tyd kom al hoe nader. Die tyd wat naby is, kan verder gesien word in die lig van die ewigheid. Vir ons is 2000 jaar baie lank, maar in die lig van die ewigheid is dit niks. Op God se horlosie is 'n dag soos 1000 jaar en 1000 soos 'n dag, Psalm 90 vers 4.
Dit is juis in hierdie konteks dat Petrus die woorde van Psalm 90 vers 4 aanhaal en dat in die daaropvolgende vers leer dat God lankmoedig is en vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie in 2 Petrus 3 vers 9. God weet dat 2000 jaar vir ons lank is, maar vir hom is die wederkoms naby in die lig van die ewigheid en dat hy nie wil hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering kom. Die tyd wat naby is, wys ons verder op die verwagting wat Jesus in ons lewens werk. Hy het die verwagting by sy disippels geskep dat die wederkoms enige oomblik kan plaasvind. Lewe ook in hierdie verwagting om enige tyd reg te wees vir Jesus se wederkoms. So die motief van die boek is dat ons gereed moet wees, dat ons wakker en nugter moet wees, dat ons nie betrap word dat die dief ons sou oorval soos wat in die dief in die nag kom nie, maar dat ons gereed sal wees wanneer Jesus kom. Dit is die motief van die boek, om ons te leer die tyd is naby om die oordeel te ontvlug, omdat God juis liefdevol en genadig is, dat hy 'n mens wil red. As die Here wil, dan sal ons môre aangaan vanaf vers 4 en dan gaan ons verder kyk wat die teks vir ons leer. Ons is reeds by die 6de voorlesing uit die boek Openbaring. Ons lees Openbaring 1 vanaf vers 4 tot vers 8. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons liefgehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot aan alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Vers 4 wat ons gelees het, wys vir ons wie die adres van die boek is. Die opdrag om aan die 7 gemeentes te skryf het van Jesus self gekom in vers 11. Hulle is Efese, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Wat kan die rede wees dat Jesus hierdie 7 gemeentes uitgesonder het, om juis aan hulle 'n boek of 'n brief te stuur? Daar was teen hierdie tyd reeds meer as 100 gemeentes in Rome, Jerusalem, Kolosse, Antiochië, om maar net 4 te noem. Die meeste teoloë is akkoord dat hierdie gemeentes 'n volle spektrum van gemeentes verteenwoordig. Daar is die gemeente wat baie aktief is, maar tog hulle liefde verloor het. Een van die gemeentes ly onder verdrukking en teestand. 'n Ander gemeente het 'n kompromie met die wêreld aangegaan. Daar is ook 'n gemeente wat so ver van God afgedwaal het, dat hulle die gruwelikste sondes doen en toelaat. Daar is 'n ander gemeente wat 'n naam het dat hulle lewe, maar eintlik geen vitaliteit het nie. Hulle is dood. Dank die Here dat daar 'n gemeente is wat in die oorwinning lewe en met rede kan sê dat hulle meer as oorwinnaars is, soos Romeine 8 vers 37 ons leer. Ongelukkig is daar ook die befaamde lou gemeente. Hulle wat dink dat hulle so verryk is en dat hulle geen gebrek ly nie, maar eintlik maak hulle die koning van die kerk naar. Jesus se keuse kon jy sentreer rondom hierdie waarheid dat elke ander gemeente onder die sambreel van hierdie 7 inpas. Iewers pas jou gemeente ook in hierdie 7 gemeentes in. Mag ons almal die gemeente wees wat oorwin. Ongelukkig weet ons uit die praktyk dat dit in die meeste gevalle nie die geval is nie. Daarom word ons genoop
om diep en noukeurig in die spieël te kyk, sodat ons ook ons tot God kan bekeer as daar kompromie, doodsheid of louheid in ons gemeentes ingesluip het. Nie net is hierdie gemeentes verteenwoordigend van alle soort gemeentes nie, maar die boodskap wat aan hulle verkondig word is ook 'n tydlose boodskap vir die kerk. Dit is Jesus se laaste boodskap aan die kerk. Die briewe aan die gemeentes in Openbaring 2 en 3 is sy hoë priesterlike observasie van sy gemeente. Verder weet ons dat Jesus se seleksie op hierdie 7 gemeentes geval het, omdat hulle profeties en typerend is van die verskillende tye wat oor die kerk sal kom. Dit is daarom Jesus se vertelling van die kerkgeskiedenis vooruit. Ons sal dit duidelik in die briewe aan die 7 gemeentes sien. Maar vers 4 begin ook met die seëngroet. Dit sê nie net vir ons die adres, die 7 gemeentes nie, maar die seëngroet ook, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is. Ons vind 'n merkwaardige seëngroet. As ons glo elke woord is deur God geïnspireer, soos 2 Timoteus 3 vers 16 ons leer, dan bestel hy genade en vrede vir die gemeentes. Die 7 gemeentes word gegroet met genade en vrede. Dit is vir niemand lekker as ons storm geloop word deur iemand wat kwaad is nie. God loop die gemeentes tegemoet met genade en vrede. Dit gaan akkoord met God se ewige liefde vir sy eiendom, soos Jeremia 29 vers 11 ons leer. Met eiendom bedoel ons juis dat God ons gekoop het en dat ons aan hom behoort, 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20. Binne hierdie konteks verstaan ons God se hart vir die wat aan hom behoort. Hy skenk aan ons onverdiende guns en vrede. Hierdie 7 gemeentes was nie almal heilig soos hulle moes wees nie. Trouwens, net 2 van die 7 was werklik God welbehaaglik. Ten spyte van 5 wat in sekere aspekte afvallig geraak het, het God genade en vrede vir sy gemeentes. Dit is interessant om te sien dat die 7 gemeentes aan wie Johannes geskryf het, op dieselfde manier gegroet word as die 7 gemeentes aan wie Paulus geskryf het. Paulus groet Romeine, Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense en Tessalonisense met genade en vrede. Let op die woorde of die woord barmhartigheid wat ontbreek, maar is wel aanwesig wanneer hy aan Timoteus en Titus skryf. Genade is onverdiende guns. Dit is iets waarsonder ons nie kan lewe nie. Ons word deur genade gered, Efesiërs 2 vers 8, en geregverdig sonder verdienste, Romeine 3 vers 24. Ons ontvang genade op genade, Johannes 1 vers 16. God se genade is vir ons genoeg, 2 Korintiërs 12 vers 9. Die woord genoeg in die oorspronklike taal beteken om in besit te wees van onfeilbare krag. Dit beteken dat God se genade nie in staat is om ons in die skande te steek nie. God se genade het nie die vermoë om te leer te stel nie. Dit is God se genade wat die waarborg aan die gemeente gee, dat hy die goeie werk wat hy in ons begin het, sal voltooi, soos Filippense 1 vers 6 leer. Vrede is ook iets wat nie besit kan word sonder dat God dit skenk nie. Die wêreld soek altyd na vrede, maar kry dit helaas nêrens in tydelike dinge nie. Die vrede wat ons van Jesus Christus ontvang is anders as tydelike aardse vrede. Hy gee dit in oorvloed. Dit byt 'n mens nie later soos wêreldse vrede nie. Ja, wêreldse vrede het altyd terme en voorwaardes, 'n fynskrif wat eers later besef word. Dit is soos 'n groot kennisgewing bord op die snelweg. Daar verskyn 'n beeld van wêreldse plesier en genot teen die koste van 1 bottel brandewyn. Hulle wys egter nie die geroeste yster aan die ander kant van die kennisgewing bord wat hierdie prentjie van genot bou of wat dit moet vashou nie. Wêreldse vrede wys jou nie die stikkende lewens aan die ander kant van genot en plesier nie.
God se vrede is egter bedoel om ons van ware vreugde te voorsien. Dit selfs ten spyte van moeilike omstandighede. Dit is 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, soos Filippense 4 vers 7 ons leer. Die groet aan die gemeente is genade en vrede. Ons sal môre as die Here wil voortgaan met ons voorlesing uit die boek Openbaring. Ons is besig met die 7de voorlesing uit die boek Openbaring. Ons lees Openbaring 1 vers 4 tot 8. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Ons het reeds gesien dat daar 'n wonderlike seëngroet in hierdie boek is, van genade en vrede, en dat die adres die 7 gemeentes van Klein-Asië is. Vers 4 en vers 5 wys ons op die gesag van die boek. Die boek, wat uiteindelik aan die gemeentes voorgelees sou word, is soos 'n koninklike boodskapper, wat op die markplein kom staan. 'n Groot trompet sal dan blaas, die boodskapper sal 'n boekrol ooprol en hardop uitroep, 'n bevel van die koning. Elkeen wat dan na die boodskap luister, weet dit is nie die boodskapper se woorde nie, maar dit is die woorde van die koning. So het die boodskapper Johannes dood eenvoudig neergepen wat die drie-enige God aan hom geopenbaar het. Dit is God wat die gemeente groet. Hy is die gesag van die boek. Verse 4 en 5 verwys na al 3 persone van die drie-eenheid. God die Vader word gesien in die een wat is en wat was en wat kom. Hy is die ewige God. Hy is in die verlede, hede en toekoms. Daarom rus die gesag in hom wat die verlede, hede en toekoms in sy hand hou. Hierdie woorde is ook waar van Jesus Christus. Openbaring 1 vers 8. Ons weet hy en sy Vader is een, Johannes 10 vers 30. Ons weet egter, dit wys hier na die Vader aangesien vers 5, Jesus Christus as bykomende gesag noem tot die 2 wat reeds genoem is, wanneer die vers begin met en van Jesus Christus. Die woorde wat verwarrend mag wees, is die woorde en wat kom in vers 4, omdat ons die Seun se wederkoms verwag. Dit hoef egter nie verwarrend te wees nie, aangesien Jesus self getuig dat iemand wat hom gesien het, ook die Vader gesien het in Johannes 14 vers 9. Jesus is die beeld van die onsienlike God, Kolossense 1 vers 15. Jesus keer terug met die wederkoms, maar soos reeds gesê, hy en die Vader is een, so ook die Gees van God. Dit is uiteindelik God drie-enig wat by ons kom woon. God die Heilige Gees is ook betrokke. Na hom word verwys as die 7 geeste van God voor sy troon. Voor sy troon beteken soos jy na God se troon sou kyk, sal jy ook die Gees bemerk. In dieselfde sig op die troon vind jy die Gees van God. Dit is nie moontlik om na God se troon te kyk en die Gees van God te mis nie. Verder is hy nie 7 geeste nie, maar een persoon. Die 7 geeste verwys na sy 7 eienskappe as ons skrif met skrif verklaar. Jesaja 11 vers 2 sê, hy is
7 geeste, maar net een. Ons lees daar, en op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en die vrees van die Here. Dit is 7. God, die Seun, word beskryf as die getroue getuie. Getroue in Griekse basis is die woord geloof. Daarom word dit in Engels vertaal met faithful. In Engels is geloof faith. Getuie is weer die woord martelaar in Grieks. Hy is dus die een wat deur geloof sy lewe afgelê het, Filippense 2 vers 8. Jesus word verder beskryf as die eerstgeborene uit die dode. Ja, hy het sy lewe afgelê, maar hy het dit weer opgeneem, Johannes 10 vers 18. Die evangelie in 1 vers. Hy het gesterf aan die kruis, maar het weer na 3 dae opgestaan. Die gesag waarop die boek Openbaring rus, is van hom wat die dood oorwin het. Hy is daarom verhoog en 'n naam gegee bo elke naam, Filippense 2 vers 9. Hy is daarom die owerste oor die konings van die aarde. Die koning van die konings is die gesag. Maar vers 5 en vers 6 leer ons ook van die danksegging wat ons daar gelees het. Hierdie danksegging is teenoor Jesus Christus. Ons het reeds genoem dat hy die persoon van die boek is. Hier word dit weer bevestig dat Jesus Christus alles moontlik gemaak het vir ons saligheid en ewige tuiste. Die danksegging word vir 3 dinge betuig. Eerstens, dat Jesus Christus ons lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee, sê Johannes 15 vers 13. Sy liefde so groot het my van die dood, ja, Jesus het my lief, vir my het hy gesterf en gered van verderf. Ja, Jesus het my lief. Jesus se liefde is so groot dat hy vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was, Romeine 5 vers 8. Dit beteken dat ons niks gedoen het om sy liefde te verdien nie, maar dat sy liefde rein is teenoor ons. Hy het ons lief nie omdat ons goed is nie, maar omdat hy goed is. Tweedens word dank betuig omdat sy liefdesdaad aan die kruis aan ons harte toegepas word. Die kruis en die bloed van die Here Jesus Christus is nie iewers in die geskiedenis vasgevang nie, maar is aktueel en kontemporêr. Die bloed waarmee ons gewas kan word van alle sonde is vandag beskikbaar, 1 Johannes 1 vers 7. Derdens is ons vergewe en aangestel as konings en priesters in diens van God, die Vader. Hierdie dankbetuiging sien vooruit, wanneer ons saam met Jesus in die vrederyk sal regeer, Openbaring 20 vers 4. Die realiteit hiervan, dat God ons saam op sy troon laat sit, is te groot om werklik te begryp. Vir hierdie 3 dinge, en natuurlik baie meer, kom die heerlikheid en die krag hom toe tot in alle ewigheid. In die tyd toe volke deur konings geregeer is die nuwe koning toegeroep, lang lewe die koning. Dieselfde beginsel word hier oorgedra. Koning Jesus word met danksegging geloof, dat alle krag in die hemele en op die aarde aan hom behoort. Alle heerlikheid kom hom alleen toe. Ons sal as die Here wil môre verder lees uit die boek Openbaring. Ons is by die 8ste en laaste voorlesing uit Openbaring 1 vers 4 tot 8. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen.
Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. By die geleentheid staan ons stil by vers 7, wat vir ons die tema van die boek aankondig. Kyk, hy kom met die wolke. Hierdie Jesus wat ons liefhet, wat ons sondes gewas het in sy bloed, en ons aangestel het as konings, aan wie alle eer en heerlikheid toekom, hy kom weer. Dit is in Handelinge 1, waarin ons lees hoe Jesus se voete losgeword het van die aarde en die swarte krag nie meer 'n mag op hom uitgeoefen het nie. Dit is by hierdie geleentheid dat twee manne Jesus se wederkoms aankondig. Miskien was hulle twee engele, Johannes 20 vers 12. Miskien is dit die twee manne Moses en Elia wat op die berg van verheerliking verskyn het. Dit maak sin as dit Moses en Elia was, aangesien hulle na my mening die twee getuies is, net voor Jesus se wederkoms, Openbaring 11 vers 3. Dit bly egter spekulasie. Die Bybel sê dit was twee manne. Hulle boodskap is meer van belang. Hulle verkondig dat Jesus weer op wolke sal terugkeer. Dit is die tema van Openbaring, Openbaring 1 vers 7. Net soos met Jesus se eerste koms, net so met die wederkoms, word hierdie wonderlike boodskap vooruit bekend gemaak. Johannes ontvang daarom die profeseë met betrekking tot die wederkoms van Jesus en die eindgebeure. Amos 3 vers 7 sê van die Here doen niks tensy hy sy raadsbesluit aan sy diensknegte, die profete, geopenbaar het nie. Twee waarhede word ook in vers 7 geopenbaar met betrekking tot Jesus se koms op die wolke. Eerstens, sal elke oog hom sien. Dikwels in die verlede het Bybelstudente hieroor gewonder en of dit enigstens moontlik is. Wel, die Bybel beskryf Jesus se wederkoms soos 'n weerligstraal wat uit die ooste slaan en tot in die weste skyn. Matteus 24 vers 27. Dit praat van die sigbaarheid van sy koms. By geleentheid vertel Dominee Loubser my van 'n vlug terug van Madagaskar waar tydens hy die vliegkajuit kon besoek. Hy het die vlieënier uitgevra rondom die liggies wat hy gesien het. Die vlieënier het hom gewys dat dit Pietersburg aan die een kant kon sien en aan die ander kant Secunda. Hoe hoër 'n mens is, hoe verder kan gesien word. So sal Jesus vanuit die hoogste hemel verskyn en elke oog sal hom sien. Wel, selfs met die mediadekking van vandag is daar niks meer onsigbaar nie. Iets gebeur aan die eindhoeke van die wêreld en elke mens kan dit sien deur televisie. Ook hulle wat hom deursteek het, sal hom sien. Dit verwys na Israel. Jesus is die Messias, die gekruisigde Jesus is die komende koning. Verder leer die teks dat al die geslagte oor hom sal rou bedryf. By Jesus se kruisiging het baie op hulle borste geslaan as teken van spyt en berou oor wat hulle daardie dag gedoen het. Lukas 23 vers 48. Dit is ook wat die oorspronklike woord hier beteken. Dit verwys na mense wat stom geslaan is. Dink hoe stom geslaan gaan die ateïs wees as Jesus ewe skielik in die wolke verskyn. Dink hoe sprakeloos en dom gaan die wêreld staan voor hierdie God wat hulle verwerp het en wat hulle uit die samelewing uitgeban het, ewe skielik gesien kan word. Jesus word uit die skole en parlemente en publieke plekke verjaag. Hy as skepper word vervang met evolusie. Dit gaan 'n ontsettende skok wees as hy op die wolke verskyn. Maar ons sien ook nog iets in vers 8. Dit is die openingsverklaring van die boek. Wanneer Jesus daar sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Dit is eers aan Moses geopenbaar wat God se naam is. God het vir honderde jare net bekend gestaan as die God van Abraham, Isak en Jakob. Dit is toe God sy volk uit Egipte sou verlos, dat Moses hom na sy naam uitvra.
Hierop ontvang Moses die antwoord in Eksodus 3 vers 14, en God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. God die Seun, die Here, kom aan die woord met die openingsverklaring en sê, ek is. Hy is die begin en die einde, Openbaring 1 vers 8, vers 11, hoofstuk 21 vers 6, hoofstuk 22 vers 13. Alpha is die eerste letter van die Griekse alfabet en Omega is die laaste letter daarvan. Joodse rabbies het dikwels na die eerste en laaste letter van die Hebreëse alfabet verwys om na iets in sy geheel te verwys. Hierdie uitdrukking bevestig daarom dat Jesus God is. Hy was daar voor Abraham, Johannes 8 vers 58. Hy was daar nog voordat daar enige iets was, Johannes 1 vers 1. Hy sal ook daar wees aan die einde van alles, tot in alle ewigheid, Openbaring 1 vers 18. Hy is die somtotaal van alles, die Alpha en die Omega. Hierdie openingsverklaring verklaar Jesus Christus verder ook as die God van die Ou Testament en as Israel se God, Jesaja 44 vers 6. Israel het daarom nie net Jesus verwerp in die sin van die Messias nie, maar ook hulle eie God verwerp. Jesus het nie eers 'n rol begin speel in die Nuwe Testament nie. Ons leer dat hy, die Vader en die Heilige Gees een is, en van ewigheid tot ewigheid God is. Jesaja 44 vers 6, so sê die Here, die koning van Israel en sy losser, die Here van die leerskare, ek is die eerste en ek is die laaste, en buiten my is daar geen God nie. Jesus sê hier, hy is die Alpha en die Omega, die eerste en die laaste. Verder verstaan ons dat Jesus is, was en sal terugkeer in vers 8. Dit wys weer op die waarheid dat hy die ewige Here is, en dan hierdie kragtige woorde, die Almagtige, 'n woord wat onlosmaakbaar van God is. Daar is net een persoon en een wese op wie hierdie woord kan sien, en dit is God. Dit bevestig Jesus se godheid. Hy is die Almagtige, alomteenwoordige, skepper en onderhouer van alle dinge. Sou daar enige twyfel bestaan oor wie aan die woord kom in hierdie boek, dan is dit nou uit die weg geruim. Die Almagtige is aan die woord. Ons sal môre verder lees vanaf vers 9 en stil staan by die verheerlikte Christus.